vandag die 26ste boodskap in die reeks uit Openbaring. Ek wil hom saam met jou Bybel te vat. En as ek sê, vat jou Bybel en dit lees saam, dan doen ek dit met 'n baie goeie rede, want dis my verantwoordelikheid as leraar om die skrif, die woord, ook te breek. En net 'n storie vir jou te vertel. So ek wil hê jy moet hier kyk, wat staan hier, nog dit wat ek sê, pas by dit wat hier staan. So Openbaring 22, ek het verlede week tot by vers 5 gegaan, en hierdie week en volgende week se tema is die ewigheid. Vandag is deel 1, volgende week is deel 2, en dit sal die afsluiting van die Openbaring reeks wees. Openbaring 22 vers 6, ek gaan net lees tot by vers 13, volgende week vers 14 tot aan die einde. Vers 6 sê, toe sê die engel vir my, wie's daai my? Johannes die skrywer. Hierdie woorde is betroubaar en waar. Die Here God wat sy gees aan die profete gee, het sy engel gestuur om vir sy dienaars te wys wat binnekort moet gebeur. Jesus sê, kyk, ek kom gou. Daai frasiekie kom 3 keer in hierdie hoofstuk voor. Kyk, ek kom gou. Geseënd is elkeen met die woorde van hierdie profetiese boek, dit is Openbaring, ter harte neem. Dit is ek, Johannes, wat dit alles gehoor en gesien het. Toe ek dit gehoor en gesien het ek voor die voete van die engel wat dit alles vir my gewys het, op my knieë geval om hom te aanbid. Wie is daai hom? Wie wil hy aanbid? Die engel. Toe sê die engel, nee, moenie. Ek is 'n mededienaar van jou en van jou medegelowiges, die profete en die wat die woord van hierdie boek ter harte neem. Aanbid God. Verder sê hy vir my, moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby. Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen, en wie vuil is, moet vuil bly, maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen. En wie heilig is, moet heilig bly. Jesus sê toe weer, kyk, ek kom gou. Ek bring die loon saam met my, om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Wauw! Kan jy glo dat daar in een hoofstuk, net in die paar verse, soveel waarheid is? Dit is super amazing. God se woord is wonderlik. Tot en met die Nuwe Testament, voor die Nuwe Testament, is daar 350 profetiese voorspellings oor die koms van Jesus in die Ou Testament. Om daardie profetiese voorspellings na te kom vir enige persoon. Ek het eers die getal hier opgesit, maar die probability is 1 tot die mag met 8 nul. Baie nul. Wiskundiges het uitgewerk dat om die belofte van Jesus se koms, sit sommer vir my almal op asseblief, dit gaan nie werk as ek elkeen so 1 vra nie, iets is fout met die klikker, ek weet nie wat aangaan nie. Ek het 8 van die profesieë, 8 van die oor die 300 uit die Ou Testament, vir julle daar op die skerm gesit. So vir enige persoon, net om hierdie 8 na te kom, is die kanse meer
as wat ons eintlik 'n getal het om dit te kan uitspreek. Of kom Jesus nie net daardie 8 nie, naamlik die tyd van sy geboorte, dat hy in Bethlehem gebore sou word, dat hy uit 'n maagd gebore sou word, dat hy 30 silwerstukke voor verraai sou word, dat hy gespot sou word, dat hy gekruisig sou word, dat hy deurboor sou word, dat hy sou saam met die goddeloses begrawe word. Hy kom 350 daarvan na. Nou is die afleiding, en dit is waarheen ek op afstuur om vanmôre vir dit te sê, as Jesus die beloftes van sy eerste koms waar geword het, dan het ons mos genoeg rede om te glo dat sy wederkoms ook gaan gebeur. Hallo? Jesus kom weer. Dis 2000 jaar en nou voel dit vir ons, wonder wat nog gaan gebeur. Ons het die afgelope jaar 26 keer vandag ingesluit, 26 preke, dit is amper, wel 26 is die helfte van die jaar, maar as ek het al waarskynlik Maart ergens begin, het ons deur Openbaring gewerk, hoofstuk vir hoofstuk, vers vir vers. En dit is vir my meer duidelik as ooit tevore dat Openbaring 'n baie belangrike boek is. Openbaring vereis van ons om te reageer, om onmiddellik gehoorsaam te wees, om onmiddellik die Here te aanbid, om onmiddellik hom te verkondig en onmiddellik in sy diens te wees. En dis die hoofpunte van vanoggend se boodskap. Ek wil jy moet saam met my daarna kyk. In die eerste plek, onmiddellike gehoorsaamheid. Kyk daarna vers 7. Vers 7. Jesus sê toe, kyk, ek kom gou, geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie profetiese boek ter harte neem. Ter harte neem. Om dit te gehoorsaam. Onmiddellike gehoorsaamheid. Kom ek gee gou vir julle 'n voorbeeld. Tiel wat nou hier is vandag. Ek ry eendag daar in die Kameeldriftpad. Dit was so in 2008. Daar was toe 'n 4-rigting stop, as die kanale verkeerslig, ek weet nie. Nou verkeerslig. Daar was 'n 4-rigting stop. Ek ry daar op met my Corolla 1992 model. Enigste kar wat ek ooit splinternuut gekoop het. En so net daar voor die kontantwinkel, daar staan so watertoring. Terwyl ek so ry, sê die Here vir my, jy moet hierdie kar vir so en so gaan gee. Nou stry ek met die Here. Ek sê, Here, hierdie kar het ek my kinders mee groot gemaak. Ons het ver gery. Here, ek het hierdie kar afbetaal. Here, die Here sê vir my, jy moet hierdie kar vir iemand gaan gee. Nou stry ek met die Here. En nou kom ek onthou daar so 'n waterreservoir daarby voor die kontantwinkel gewees. Ek onthou nog so, toe ek daar ry, toe kom die volgende woorde by my op. Delayed obedience is disobedience. Dis soos wanneer jy vir jou kind sê, gaan was die skottelgoed. Hulle lag. Nou weet jy, nou. En dan klim hy net voor in die bed. Klim. Dan wanneer die skottelgoed gaan was en dan wat het gebeur? Dan jy dit klaar gewas. Maar mamma, ek beloof. Julle hoor wat ek sê. Delayed obedience is disobedience. Vers 7 sê, julle moet die woorde van hierdie profesie ter harte neem.
En hulle kruip almal weg. En daai ou kom uit sy kamer uit. Hy gaan klop aan die eerste deur. En daar's niemand nie. Hy gaan klop aan die tweede deur. En daar's niemand nie. Hy hardloop. Hy's angsbevange. Hulle kry hom daar in die gang. Hy sê, Here! Almal is weg en ek het agtergebly. Die Here kom beslis. Dis 'n betroubare woord. Jy kan dit glo. En dit verg van ons gehoorsaamheid. Dit verg van ons dat ons dit ter harte neem. Die vroeë kerk was so ernstig gewees oor die wederkoms van Jesus, dat hulle onmiddellik die evangelie gaan verkondig het. Die Christene van Thessalonika, die dorpie daar in die middel van Griekeland, was so ernstig oor die wederkoms dat party van hulle werk bedank het en by die huis gaan sit het en opgehou werk het. En toe skryf Paulus vir 'n brief en sê, julle nie werk nie, kan julle nie eet nie. Jesus kom, maar dit beteken nie moet ophou werk nie. Jesus kom. Hierdie mense het dit ernstig opgeneem. Hoe ernstig is jy oor die wederkoms van Jesus? Wees onmiddellik gehoorsaam vir wat ook al hy vir jou sê van môre. Hoe lank stel jy al uit? Jy weet, daar's ietsie wat jy moet skoonmaak, regmaak, voorberei. Nommer 2, die wederkoms van Jesus, en voor ek na dit toe gaan, ek wil julle net na daai skrif kyk, gaan net een terug asseblief. In 2 Petrus 3 vers 11 tot 14 staan daar, ek gaan dit gou vir julle lees, en ek het daai paar frases net uitgehaal. Ek het dit in my boodskappe elke keer as 'n slot gebruik, maar ek wil dit vanoggend in die body van my boodskap gebruik. Vers 11 sê, aangesien al hierdie dinge so aan hulle einde gaan kom, moet julle des te meer vroom en aan God toegewy lewe. Die naderende wederkoms vra van ons dat ons vroom lewe. Laat hulle jou maar 'n klooster dit en 'n wat ook al dit noem. Ek weet nie wat se frases hulle hier gebruik. Equal tot dit wat ek nou op gesuggereer het nie. Laat hulle jou noem wat jy wil. Ek gaan rein lewe. Ek gaan heilig lewe. Ek gaan nie maak soos die ander mense maak. Ek gaan nie praat soos die ander mense nie. Ek gaan nie dieselfde gewoontes hê nie. Ek gaan vroom en opreg lewe. Vers 12 sê, lewe met verwagting. Verwagting. Jy wag daarvoor. Ywer julle, staan daar in vers 12. Die dag van die Here kom waarop die hemelliggame sal vergaan. Vers 14, daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, moet julle des te meer beywer om vlekkeloos en onberispelik voor God in vrede met hom en mense te lewe. Vrede met God en met mense. Onmiddellike gehoorsaamheid. Dankie, Evan, die volgende ene, onmiddellike aanbidding, vers 8. Jy onthou toe ek gelees het, toe Jesus met Johannes praat, toe hy die engel gehoor, hy het die engel gesien, en hy het voor sy voete geval. Hy wou die engel aanbid. Johannes praat hier van wat hy gesien en wat hy gehoor het. 1 Johannes 1 vers 1 sê, wat ek gesien het, wat ek gehoor het, wat ek gevoel het, wat ons beleef het, dit getuig ek aan julle aangaande die woorde van die ewige lewe. Mense, die goed waarvan ons hier praat, is nie fairy tales nie, dis nie kaboutertjies en rooi kappie en sneeuwwitjie storieetjies hier nie. Hierdie is feite. Hierdie is die realiteit. Hierdie is die werklikheid waarmee ons te doen gaan hê. Hierdie lewe gaan net so, poep, dan is hy verby. Dan lê daar 'n ewigheid voor.
En dit laat Johannes in aanbidding. Hy val voor die engel neer. En die engel sê vir hom, nee, staan op, aanbid God. Hier is 'n hele paar hoogtepunte in Openbaring rondom die beeld van God, die beeld van Jesus Christus wat Johannes sien. In hoofstuk 1 vers 12 tot 17 is daar 'n gedetailleerde beskrywing van Jesus waar hy hom sien met sy oë wat soos vuur vlam, 'n swaard wat uit sy mond uitgaan, met 'n gordel van goud en met sy voete wat blink soos koper. Julle onthou ek het daaroor gepraat. Hoofstuk 19 vers 11 tot 12 'n beskrywing van die Here. Hoofstuk 14 vers 14 en dan net hierdie ene hoofstuk 11 vers 19 wat ek vir julle wil lees. En ek wil net vir 'n oomblik met jou praat oor jou reaksie in aanbidding. Hoor net hier. Toe het ek God in sy tempel gesien. Die hemel het oopgegaan, die verbondsark wat in sy tempel is, het sigbaar geword. Daar was weerligstrale, dreunings, donderslae, 'n aardbewing en 'n groot hailstorm. Ek weet nie wat jou reaksie is wanneer jy God so sal sien nie. Maar soos Johannes sal ek ook op my knieë gaan en sê, ek weet nie of ek nou sal kon kyk nie. Dalk sal ek moet neerval en op my aangesig voor die Here gaan lê. Want voor die lewende God met wie ons te doen het. Heilig en waaragtig. Ons het nie almal dieselfde reaksie wanneer ons 'n sang sing nie. Ek verwag ook nie dat almal dieselfde moet doen soos wat ek doen nie. Maar mense, wanneer ons die Here aanbid, moet daar iets in jou gees gebeur wanneer jy God in waarheid en in gees aanbid. Of jy jou hande ophef, of jy op jou knieë gaan, of jy voor hom gaan lê, en of jy net stil is, ek weet nie wat vir jou werk nie. Maar wanneer jy voor die lewende God staan, sit, kniel, sing, hande ophef, nie hande ophef, ek weet nie. Maar dit gryp mens aan wanneer jy in God se teenwoordigheid kom. Onmiddellik aanbid. Onmiddellik. Wonder. Wat is dit? Haal vir jou aan op die skerm Filippense 2 vers 9 tot 11. Lees saam met my. Daarom het God hom ook uitermate verhoog. Lees saam met my. En aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig en elke van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde en elke tong sal bely dat Jesus Christus is die Here tot eer van God ons Vader. Ek wil net gou iets demonstreer. Frans, kom staan gou hier by my. Wat sê hierdie vers vir ons? Kom staan hier by my. Hierdie vers sê elke knie sal buig. Elke maak so tong sal bely. Daar's een van twee keuses. Staan gou op. Hy het nou vrywilliglik saam met my gebuig, né? Een van twee keuses. Alle mense, sê die woord, sal buig. Dis een van twee keuses. Mense gaan dit of vrywilliglik doen of hulle gaan geforseer word om dit te doen. En daai dag mense gaan 'n verskriklike
van die dag wat jy forceer word om dit te doen. God behoed jou, dan is dit te laat. Is te laat. Want dan staan jy voor God en dis te laat. So elkeen wat hoor moet kies, gaan jy dit vrywilliglik doen? Gaan jy dit eendag onder dwang doen? Ek kies om dit eerder vrywilliglik te doen. You're right. Dankie. Ek kies eerder om dit vrywilliglik te doen. Ek het nuus vir elke ateïs. Vir elke afgodsaanbidder. Vir elke boosdoener. Ek nooi jou uit. As jy in een van daai kategorieë is, doen dit nou, voordat te laat is. Onmiddellike aanbidding. Nommer 3, onmiddellike verkondiging. Vers 10 sê, moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby. Die eindtyd is naby. Christendom is nie 'n geheime organisasie. Vrymesselaars het een of ander geheime kode. En net sekere mense mag daar ingaan. Party godsdienste het allerhande rituele. Net mans, net vrouens, net hierdie, net daai, net Christendom. Moenie dit verborg hou nie, moenie dit wegsteek nie. Dit moet oop en bloot verkondig word. Die wêreld moet hoor van Jesus. Daarom onmiddellike verkondiging. Ek kan nie stil bly nie. Ek moet vertel. Ek weet nie van jou nie, maar oral waar ek is, of ek my skoolbussie bestuur, en of ek my buurvrou of buurman raakloop, of ek op die golfbaan is, en of ek in Pick n Save loop, ek is heeltyd wakker om te kyk, waar kan ek vertel? Waar is 'n geleentheid? Ek wil vertel van Jesus. Ek wil mense vertel van sy goedheid. Onmiddellik, as die geleentheid daar is, seize the moment. Wow, dis aangrypend om te sien wat hier in hierdie skrifgedeelte staan. Hoekom? Want die eindtyd is naby. Nou kyk dan mooi na vers, ek dink is vers 11. Daar's een van 2 reaksies wanneer jy verkondig. Nommer 1, die wat kwaad doen en vuil bly. Die ou vertaling sê hulle sal nog kwaader doen en nog vuiler word. Ek het dit al gesien, ek weet nie of julle dit al gesien het, party mense as jy met hulle oor die Here praat, dan is dit asof hulle nie, jy weet, soos 'n tiener wat homself opruk. Ja, seker nie alle tieners nie, maar as jy vir hulle sê maak so, dan maak hulle so. Die Bybel sê dat wanneer die evangelie verkondig word, is daar party mense wat sal luister, maar die wat kwaad doen sal meer kwaad doen. Die wat vuil is sal nog vuiler word. Maar daar staan ook die wat reg doen en heilig bly, die wat rein is, die wat die Here dien. Die ou vertaling, ek het dit in my notas, ek kan nie onthou of ek dit daarop het nie, maar die ou vertaling het dit baie mooi gestel. Hy sê, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. Wie vuil is, laat hom nog vuiler word, en laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. Ek moedig julle aan, julle wat die Here dien. Jy wat jou lewe vir die Here gegee het. Jy wat tyd in gebed spandeer. Jy wat
na die erediens te kom, jy wat die Here aanbid, jy wat jou kinders van die Here leer. Dis tyd om die temperatuur bietjie op te draai. Doen dit nog beter, doen dit nog meer. Sit alles in wat jy kan doen. Rein, heilig, naby die Here. Hoekom? Want, Jobo, die eindtyd is naby. I can hear the chariots rumble, now his face I can see. Woorde uit, the king is coming. Oh, the king, he's coming. The king, he's coming. And now, he's coming for... Ek is nie 'n sanger nie. Maar daai lied gryp my net so aan van waar hy sê, ek kan hoor. Luister. Die tekens is daar. Die laaste 4 jaar het dit geeskaleer soos nog nooit in die geskiedenis nie. Die wat reg doen, die wat heilig bly. Dit is die evangelie wat menigte sondes bedek. Dit is die evangelie wat mense vrymaak. Dit is die evangelie wat huwelike herstel. Dit is die evangelie wat heling bring vir gesinne en families. Dit is die evangelie wat vloeke breek, wat hoop bring, wat lewe gee, wat voorspoed gee, wat vreugde, vrede en die vrug van die Gees gee. By baie kinders van die Here moedig dit hulle aan om reiner en heiliger en nader aan die Here te leef. Dit moedig ons aan om te groei, om meer en meer en meer soos Jesus te word. Ek begin al meer praat soos Jesus. Ek begin al meer lyk soos hy. Wie het dit gesing het? Dink ek nou daar? Leon Goosen. Ag, is 'n mooi liedjie. Beautiful. Herinner my, ek moet dit vir julle sê. Dis waarmee ek besig is. Daar's nog baie aan my wat geskaaf moet word, geskuur moet word. Baie aan jou, maar ek begin al meer word soos Jesus. Laaste ene, onmiddellike diens. Onmiddellike diens. Vers 12 en 13 sê, kyk, ek kom gou, ek bring die loon saam met my, die loon, die betaling, om my elkeen te beloon vir wat hy of sy gedoen het. Ek het daar 'n prentjie wat Matteus 25 uitbeeld. Onthou julle? Jesus vertel die gelykenis van die talente, die muntstukke. Die eienaar het op reis gegaan. En vir party het hy 5 gegee. Vir ander een 2 en vir 'n ander een net 1. Almal het gekry. Ons het nie almal dieselfde hoeveelheid gekry nie. Dis party mense met soveel gawes en talente dat ek net, what? Ek kan gospel en klavier. Klink nie vir my of dis net amazing wat party mense kan doen. En dan nog weer ander wat hulle het 1 gekry. Maar almal van ons wat hier sit, het 'n talent gekry. En toe gaan die bestuurder op reis, die eienaar, en hy kom terug. Sê, kom hierso. Gaan jy nie weer opnieuw hoor. Sê, kom hierso. Tel my bietjie. Wat het jy gedoen? Eerste een sê, meester, vir my 5 talente gegee. Ek het gaan woeker daarmee. Hier is nog 5 ander. Mooiste woorde in die hele Bybel.
Volgende een, kom hierso, kom ons praat bietjie. Meester, iets vir my 2 gegee. Hier is nog 2. Wat sê die meester? Mooi so. Baie geluk, baie geluk. Well done. Laaste ene. Kom bietjie hierso, laat ek hoor. Meneer, het vir my net 1 gegee, maar ek het geweet dat u 'n kwaai en 'n moeilike baas is. Ek was so bang dat ek dit verloor. Ek het dit liewerste in die grond gaan begrawe. Hier is die 1 talent terug. Ons kan nie almal dieselfde doen nie. Geweldige voorreg wat ek het om voltyds in die Here se diens te wees. Ek weet. Ons kan nie almal dit doen nie. Party, daar's ander goed wat jy ook moet doen, maar almal van ons het iets. En wat sê die Here vir daai man wat sy talent gaan begrawe het? Van dit weg. Gee dit vir die man wat 5 het. En dan staan daar hierdie hartseer woorde in Matteus 25. Jy's 'n slegte, lui slaaf. Vat weg en gooi hom in die diepste duisternis. Matteus 25 vers 30. Ek wil net die hele vers vir julle lees. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Die ewigheid. Deel 1. Deel 2 is volgende week. Openbaring is so belangrik dat ek onmiddellik gehoorsaam moet wees. Ek moet hom onmiddellik aanbid. Ek moet onmiddellik die woord verkondig. Ek moet onmiddellik hom dien. Wat het die Here vanoggend vir jou gesê? Ek weet hy het gepraat. Ek weet die Here gaan jou help. Openbaring is ernstig, want die wederkoms is 'n ernstige saak. So kom luister, volgende week gaan nooi al die ander mense, bring hulle, en volgende week saam met nagmaal gaan ons Openbaring afsluit. Wanneer ons praat oor die ewigheid, deel 2. Want die ewigheid maak saak. And we do things the Jesus way. Here, dis wat ons vanmôre kies. Ander mense doen dit so, ons gaan dit op 'n manier doen. Help ons, Here, om as 'n gemeente hier in Vangery die lewe, die lig, die vreugde, die blydskap van die Jesus way uit te lewe. En Here, ja, daar is dae wat dit vir ons swaar voel, wat dinge vir ons moeilik is, but Lord, we choose the Jesus way. Dankie vir die Heilige Gees, en dankie vir broers en susters wat ons hande vat en ons aanmoedig om aan U getrou te bly totdat U ons kom haal. Dankie dat ons nie alleen is nie. Dankie dat U hierdie dierbare mense hoop gee. Here, hier is van hierdie mense wat moeg is. Gee vir hulle krag. Hier's mense wat dalk siek is, raak hulle aan, Here. Hier's mense wat dalk finansiëel swaar kry, sorg vir hulle. Vader, hier's mense wat stryd het met hulle kinders, gee vir hulle wysheid. Here, dalk is hier iemand wat stoei in hulle huwelik, met hulle werk. Wat dit ook al is, help hulle, Here. Help ons, Here. Lord, help us to finish strong.
In Jesus se naam bid ek dit. Amen.